Goeiedag. Vandag lees ek vir ons uit Psalm 48 vers 15. Ja, hierdie God is ons God vir altyd en ewig. Hy sal ons lei vir ewig. Partyplekke dra soveel meer as net geskiedenis. Hulle dra herinneringe. Wanneer mense na baie jare na so 'n plek terugkeer, onthou hulle nie eers die geboue of die strate nie. Hulle onthou wat daar gebeur het. Hulle onthou die vreugdes, die moeilike tye en hoe hulle lewe op daardie plek verander het. Vir Israel was Jerusalem so 'n plek. Psalm 48 nooi die volk om rondom die stad te stap. Hulle moet na die torings en mure kyk en dit goed bekyk. Nie omdat die klippe self besonders is nie, maar omdat die stad getuig van God se sorg. Elke muur herinner hulle daaraan dat die Here sy volk beskerm en bewaar het. Dan sê die Psalm iets wat nog meer belangrik is. Die volk moet hierdie verhale vir die volgende geslag vertel. Kinders en kleinkinders moet hoor wie God is en wat hy gedoen het. Geloof word nie deur boeke geleer nie, maar ook deur mense wat vertel hoe die Here hulle deur die jare gelei het. Dit is ook ons roeping vandag. Miskien het ons nie 'n stadsmuur om na te wys nie, maar ons het ons eie verhale van God se trou. Ons kan vertel van gebede wat hy beantwoord het, van tye toe hy voorsien het of van oomblikke toe hy ons moed gegee het om aan te hou. Sulke getuienisse help ander om met groter vertroue op die Here te leef. Hierdie Psalm eindig met 'n pragtige belydenis. Hierdie God is ons God vir altyd en ewig. Hy sal ons lei vir ewig. Die God wat vorige geslagte gelei het, is dieselfde God wat ons vandag lei. En hy sal ook die geslagte na ons nie in die steek laat nie. As iemand jou sou vra om een verhaal van God se trou en jou liefde te vertel, watter verhaal dink jy sou jy kies? Here, dankie dat U deur al die jare getrou gebly het. Help ons om U goedheid nie te vergeet nie, maar om dit met vreugde met die mense om ons te deel, sodat hulle ook kan leer om op U te vertrou. Amen.